Nou, ek het nou as jy sit gou die naam daarop, asseblief Amelia, die naam van die preek heel bo. Ek het dit nou genoem eindtyd profesie. Glad nie met die doel om oor 'n eindtyd te praat nie. Glad nie, julle verstaan. Nee, ek het nie 'n datum nie, sorry. Ek hoor daar gaan iets tussen 6 en 8 Oktober gebeur. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek hoor net so iets. Okay. So dis oor 3 wat môre, van môre tot, ek dink is die 6ste en die 8ste, né, dis iewers. Okay, nou is interessant. Ek wil iets spesifiek u aandag hierop vestig. Dis nog steeds in die lyn van wat ons praat. Miskien moet ek net gou vinnig sê, ons is vir môre min, want baie van ons ouens is op die plaas by Wolly, hulle het 'n goeie naweek daar. Van ons mense was gister ook daar. Bernard het blykbaar so langs 'n pofadder getrap. En hulle het dit op video vir ons gestuur en so aan die pofadder. Sjoe. Maar in elk geval, die Here is goed. Amen. Hy het so net agter hom blykbaar of so getrap en toe seil die ding weg. Hy het hom glad nie gesien nie. Glad nie gesien nie. Ek is so dankbaar. In elk geval, hulle het 'n goeie tyd daar, ander het vir my kom sê ook en so wat gister daar was. Ons was Vrydag aand daar. En dan is sommige van die ander ouens is nou soos die Bybel sê, die een het 'n vrou getrou en die ander het 'n os gekoop en okay, en so aan. So 'n paar wat weg is ook vir die naweek, maar ons bless hulle ook. Ek dink ons sal gou weer voltallig wees. Okay, Matteus 24. Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? Nou, dis 'n interessante vraag hierdie. Hierdie dinge praat hy van die destruction van die tempel, né, wat hy hierbo genoem het. Die teken van die koms, dit kan 'n ander koms wees, sy wederkoms. Die volëinding van die wêreld, die einde van alles, is 'n baie interessante vraag en baie ouens vat deeltjies hier uit en maak sekere goed daarvan en lê klem op sekere goed en so, maar Jesus vat 'n hele paar goed hier bymekaar. En hy antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, en julle sal hoor van oorloë. Dan gaan hy so aan, vers 12, en omdat, vers 11, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Ek dink dis, as jy wil praat van eindtyd gebeure, maak nou nie saak wie wat 'n datum of wat ook al het nie, daar sekere goed wat jy eindtyd gebeure aan kan ken. En sulke tipe goed is baie fenomenaal. En eindtyd is nie altyd die heel laaste eindtyd nie. Nou, daar's baie keer soos ek dink byvoorbeeld Jerusalem, die verwoesting van Jerusalem was 'n kairos tyd. Ken jy die woord kairos? Opportune time. 'n Tyd op God se kalender, 'n gegewe groot oomblik en so aan. So iets was byvoorbeeld 'n kairos tyd en so was daar ander ook. Wat 'n ou na kan kyk. Maar daar's sekere riglyne en dan sê hy, omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. En dis asof ons vandag die aspekte van 'n eindtyd met 'n turbo sien aankom. Nou, soos of hy 'n twin turbo het, dis asof dit net verskriklik vinnig geweldig vermeerder. Omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Ek dink dis 'n kern ding. Jy weet, dit laat 'n ou dink, wat is die essensie van alles? Het jy God waarlik lief? Wat help dit ons het 'n kerk wat ons hoek tot kant uitpak vir môre en niemand het God lief nie? Dis soos 'n klomp sondaars wat net ingekom het by 'n deur en daar gebeur niks. Julle verstaan wat ek bedoel? Dis mos nie 'n gathering met enige substance nie. Julle hoor wat ek wil sê.
So ek dink dis 'n baie belangrike ding, maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. So dit wat God soek is ouens wat vasbyt het. Sê gou vasbyt. Vasbyt. God soek ouens met vasbyt. En dan sê hy 'n belangrike ding. En hierdie evangelie van die koninkryk, sê gou van die koninkryk, sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Nou watter einde van gepraat het? Leaves it open. Maar kom ons sê dan nou maar die einde. Want baie ouens vat hierdie vers en dan gooi hulle hom, dan sê hulle dit is die heel laaste ding. En ek hoor selfs iemand praat nou die dag van iemand wat nou kuier op YouTube. Nou YouTube kan jou baie nonsens vertel. Jy moet nou sommer wakker wees. Ja, dis sensasie par excellence, hè? Dis soos Mariaan altyd praat van clickbait. Clickbait, dis aas om jou te laat klik, om te laat kyk en so aan. En so jy moet seriously, jy moet nie daai ding met 'n knippie sout vat, jy moet hom met 'n sak sout vat. Jy moet kan discern, dis die ding wat hy ook nou van gesê het, van die media en so aan. Ons moet kan discern, anders gaan ons mislei word. Eerste ding wat Jesus sê toe hulle hom vra van die einde, toe sê hy, pas op dat niemand julle mislei nie. So daar gaan misleiding wees, daar gaan valse profete wees, daar gaan al hierdie goed wees. Daar's in alles, Tamu sê altyd, hy sê die feit dat daar 'n valse is, wys dat daar 'n korrekte is, en 'n genuine is. So, die evangelie, kom ons kyk mooi na hierdie vers. Nou die Bybel, die Nuwe Testament of so aan was aan mekaar geskrywe en ouens het na die tyd gekom en hom opverdeel in stukkies. So die opskrifte wat jy in jou Bybel sien daar tussenin is later ingevoeg, soos wat ouens gesien het, dit en dit, hierdie ding behoort hierdie opskrifte en so voort. Dit was aan mekaar geskrywe, maar ek gaan nou kyk na die verdelings. Nou net voor die eerste verdeling, dan kom hierdie vers. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Nou uit God se oë uit. Watter evangelie is dit? Dis die evangelie van die koninkryk. Ander woorde, ek het al baie vir u gesê, dis die goeie nuus, evangelie beteken goeie nuus. Dis die goeie nuus van die heerskappy van Jesus oor sy kerk en oor mense se lewens. Die goeie nuus van die heerskappy van Jesus. Daarom, ouens gebruik hierdie vers, dan sê hulle die evangelie moet verkondig word. Dis wat ek nou wou gesê het. Ek hoor nou die dag iemand sê, dis nou al aan elke nasie verkondig, die evangelie. Maar onmiddellik vra ek myself, watter evangelie? Verstaan jy? Want die evangelie, omdat die liefde van die meeste verkoel word ensovoorts, het die evangelie al so afgewater geraak, dat dit het net geraak 'n ding van kom na Jesus toe. Jy weet, is amper 'n ding van kom na Jesus toe en leef nog soos jy wil. Soos Gordon vertel altyd van die een ou wat tot bekering gekom het, en toe hulle hom na die Here toe lei, en hy staan so op en hy so bly, toe sê hy, prys die Here, nou kan ek Jesus en Mohammed dien. Julle verstaan wat ek bedoel. Dis hoe baie ouens die evangelie verstaan, en van die goed maak. Luister, daar's net een evangelie, daar's net een goeie nuus, en dit is die goeie nuus, dat Jesus Christus is die koning. Luister mooi, hy's die koning, hy's die een voor wie ek en jy ons knie moet buig. En elke tong sal bely dat hy die Here is. Dis daai koning, uit 'n koninkryk, en hy's die koning van sy koninkryk. He's the master and the Lord of all. Alhoewel sy koninkryk een van liefde is, Kolossense 1:13, is hy steeds die koning van, met ander woorde, soos wat ek laasweek vir u gewys het, sekere goed uit die Ou Testament uit. Daar's 'n orde in die koninkryk van God. Ek en jy dien nie die Here op ons terme nie. Ons dien hom nie soos ek en jy wil nie. Ons dien hom nie soos ons besluit nie. Ons dien hom volgens sy voorskrifte. En as hierdie evangelie, nou luister mooi, Jesus sê by implikasie, hierdie evangelie sal 'n getuienis vir die nasies wees. 'n Afgewaterde evangelie waar jy kan doen wat jy wil, en wat vir jou lekker is, en jy nog steeds kan lewe soos jy wil, of Jesus kan dien soos jy wil, is nie 'n getuienis vir die nasies nie.
Dis nie 'n getuienis nie, dit sal miskien 'n klomp inbring, maar nie vir lank nie, dan sal hulle ook maar net weer waar hulle was. Dit bou niks skepend nie, dit hou niks. Al wat iets kan hou is as jou knieë waarlik voor die troon van God gebuig is. Dan werk die evangelie, dan is dit goeie nuus. Ander goed is nie goeie nuus nie. Dis eintlik slegte nuus as 'n evangelie vir jou sê, jy kan 'n lekker tyd hê. Kom na die kerk toe vir 'n lekker tyd. Ons het 'n lekker tyd hier, so dis 'n lekker tyd. Man, dis eintlik slegte nuus. Goeie nuus is, ons is gebuig, ons knie is gebuig voor Jesus die koning. Hy regeer en ons volg hom in gehoorsaamheid en so lewe ons. Dis die lewe, dis die come and see. Nou, dis interessant, die koningin van Skeba kom en die Bybel sê, toe sy die wysheid van Salomo sien, toe sê sy die volgende, sy sê, ek het baie gehoor, maar nou het my oë self gesien. Die Bybel sê, daar was geen gees meer in haar oor nie. Sy het self gesien. Met ander woorde, die dinge van die Here is nie dinge wat jy net kan hoor nie. Daar moet iemand wees wat vir jou kan wys hoe lyk dit. Amen. Ja, dis come and see, kom kyk, sy wou die innerlike werking, die uitwerking van die wysheid wou sy sien. En toe sy sien hoe sit sy dienaars aan die tafel en hoe werk hulle en hoe maak hulle en hoe hy sy trappe gebou het op van sy eie huis na die huis van die Here toe en al hierdie goed, toe sê sy, wow, ek het baie gehoor, maar nou het ek baie meer gesien as wat ek ooit kon gehoor het. Dis die evangelie wat gaan werk. Ons soek nie meer 'n lekker storie om mense lekker in hulle gehoor te streel nie. Ons soek die evangelie waar die wysheid van die Here tentoongestel word. En jy kan dit net op een manier kry, en dit is deur ten volle gehoorsaam te wees. Nou kom ons, vat gou jou Bybel, as jy Afrikaanse Bybel het met indelings, of 'n ander Bybel met indelings. Vat gou Matteus 24, ek dink nie dit sal daar op die bord wees nie. Maar vat gou 'n bietjie jou eie Bybel. Dis deel van ons oefening vir oggend. Dan kyk ons gou na die indelings. Is julle daar? OK, die eerste deel sê die profetiese rede die begin van die smarte, né? Dan gaan hy tot by vers 14 waar hy eindig met hierdie vers wat ek nou gelees het. Dan 15 kom die profetiese rede vervolg die groot verdrukking. Dan gaan hy nou die gruwel van die verwoesting waarvan Daniël, as julle dit in die tempel sien, dan moet die wat in Judeas na die berge toe vlug en so aan. OK. Volgende een, die profetiese rede vervolg die koms van die seun van die mens. Dadelik na die verdrukkings, die maan en die son en al die goed. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, al die aarde se oor hom rou bedryf ensovoorts. Right? Dan van vers 36 af, die profetiese rede vervolg, vermaning om waaksaam te wees. OK, julle het hom, né? Vermaning om waaksaam te wees, soos dit in die dae van Noag was en al daai goed wat hy van praat. Dis interessant wat hy sê in die dae van Noag. Jy weet, die goddelose was weggevat. Ja, die goeie ouens was behou in die ark. Die ander was swept out in judgment. Maar in 'n geval, ek wil nou nie op daai goed ingaan nie. En dan die laaste deel. Kyk gou, waarmee sluit hy hierdie hoofstuk? Jesus het dit nou nie meer afgesluit nie, hy het aan mekaar gepraat. Maar ek is net interessant die indelings. Kyk gou hierdie laaste deeltjie. Dis eintlik 'n deeltjie wat nooit genoem word. Wanneer ouens oor hierdie goed praat nie, wanneer hulle gaan na oorlog, gerugte van oorlog, groot verdrukking en so aan, dan sal niemand hierdie deeltjie aanhaal nie. Kom ons lees hom gou, vers 45. Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee? Kyk mooi wat hy sê. Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê, my Heer tal hom om te kom, en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie,
en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak, daar sal geween wees en geknars van die tande. Nou, sê gou vir die ou langs jou, hierdie is 'n eindtyd verhaal. Hierdie is 'n eindtyd verhaal, en dit word sommer net, niemand praat ooit daaroor nie. Dis 'n eindtyd verhaal. Met ander woorde, die Heer het weggegaan, en hy het ouens oor sy diensvolk aangestel. En wat het hy vir hulle, wat was hulle opdrag? Om op die regte tyd, die Engels het 'n mooi, een van die vertalings sê dit so, hy sê, to give the proper rations at the proper time. To give the proper rations at the proper time. Met ander woorde, om aan sy mense te gee, wat hulle nodig het, die nodige voeding, hoe en waar hulle dit nodig het. Julle verstaan wat hy sê, né? Nou ek wil gou swaai na Efesiërs 2 toe. Kom ons kyk gou Efesiërs 2, ek wil vir daar 'n stukkie lees. Efesiërs 2, ek dink nie dis op slides nie, maar daar is dit. Dankie. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. OK, so ons word saam opgebou tot 'n woning van God in die Gees. Die hele gebou verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Ons word individueel opgebou, ons word saam opgebou tot 'n heilige tempel, en dis gebou op 'n sekere fondasie. Met ander woorde, hierdie ding het orde en struktuur. Is dit reg so? Nou sê hy, nou gaan hy aan na hoofstuk 3 toe. Om hierdie rede, hoekom? Omdat julle saam moet opgebou word en self ook opgebou moet word en hierdie pragtige woning moet vorm van God in die Gees. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Jesus Christus vir julle wat heidene is, as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle. Julle sien, hier kom Paulus en hy sê dit baie duidelik. Hy sê, die Engels stel dit baie keer so, hy sê, God gave me grace for you. Julle hoor wat ek wil sê, God het hom geroep, God het in hom belê, die genade, so luister nou mooi, ek wil nou my bring weer by Matteus 24, God gave him the rations. Hoor julle wat ek sê? God gave him the rations for the people of this building. OK. Dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek kortliks tevore geskryf het, waardeur julle as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye die mense kinders nie bekend was nie, soos dit nou gemaak is aan sy heilige apostels en profete, geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename, mededeel van sy belofte. Ek gaan nou 'n bietjie vinnig, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou, gaan net gou terug, vers 8, aan my die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om dit en dit en dit te doen. OK, vers 9, vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat alles geskaap het deur Jesus Christus. Vers 10, sodat nou
deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Deur wie? Deur die gemeente. Volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus, ons Here. Nou vers 2 sê dit in die Engels. If ye heard of you, ye, dis die ou Engels, né? Ye. Hulle praat daar waar die ouens sê, nog nooit het iemand soos hierdie man gepraat nie. Julle weet daar, né? Evangelies. Dan sê die Bybel, die ou Engelse gebruiker, dan sê, never a man spake like this. Spake. Het jy al ooit gehoor 'n ou sê, I spake to my dog yesterday, but he didn't listen. I spake to the cat. Okay, maar ongelukkig is daar nou van die vertalings wat die goed nog gebruik. So, if ye, né? If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to youward. Nou, dis daai van die genade van God wat vir my gegee is vir julle. Nou die woord wat hy gebruik is die woord dispensation. Onthou nou Matteus 24. Jesus sê, deel van die eindtyd gaan wees. Daar gaan ouens wees wat nie hulle wat aan hulle toevertrou is, die rations, proper rations at a proper time gaan gee nie. Wat nie genade aan hulle gaan dispens nie, maar hulle gaan hulle slaan. Julle onthou julle? Maar uit die medediensknegte gevat en hulle geslaan en al die goed en so aan. Nou kyk bietjie na die kerk vandag. Hoe kry jy nie dat mense geslaan word nie? Terwille van die egos van ouens wat hulle self wil verhef. Ouens word gemaak om petrol te drink, gras te eet, ouens se ringe te soen. Hulle word finansiëel gestroop amper. Dis wat die kerk is. Nou kom Jesus, jy sien dis 'n eindtyd verhaal, maar niemand praat ooit daaroor nie. Niemand praat ooit daaroor wat gaan die rol en die prentjie van die kerk in die eindtye wees nie. En daar gaan kerke wees waar ouens die mense, die fleece the sheep. Nou, hulle wat sal ek nou sê, hulle stroop die skape. En so aan, vir hulle eie gewin. Kyk hoe ryk is baie van hierdie pastore vandag wat praat van miljoene, multimiljoene, miljarde. Van hierdie perde wat nou in die hof was en wat gesoek word om uitgelewer te word en so aan. Dis miljarde rande. Waar kry hulle dit vandaan? Okay. So dit gaan jy kry in die kerk. Jy weet wat? Hulle is nou besig om wetgewing te formuleer omrede van al hierdie petroldrinkers en al hierdie goed. Maak hulle nou 'n reël dat hulle wil beheer hê oor die kerk. Nou ek dink dit het maar 'n ander sy ook, dit het maar 'n donker sy ook. Hulle is besig om God se stem effektief stil te maak in die wêreld. Nou is maar waarvoor dit gaan. Maar in 'n geval, hulle gaan elke ou moet geregistreer wees. Soos wat 'n dokter en 'n tandarts en 'n whatever geregistreer moet wees, elke ou wat praktiseer, gaan jy nou, ek nou, gaan moet geregistreer wees. En as jy vandag sê, die Here het my geroep, eerste ding wat hulle jou vra is jy geregistreer? As jy gesê, dis waarheen dit gaan, dit kom nou, die wetgewing kom nou in, met ander woorde, hulle sê, jy sal nie meer vorentoe kan sê, so sê die Here nie. Hulle sal vir jou sê, as jy geregistreer. Nou, dit is verskriklik, maar waar kom dit vandaan? Dis ouens wat droog gemaak het. Dis ouens van Matteus 24 wat dit nou gebring het. Nou probeer hulle, alhoewel hulle 'n agenda het aan die een kant, wat ek nie kan twyfel nie, kom hulle nou met 'n ding om te sê, nee, maar hierdie goed moet ons keer. Dit kan nie gebeur nie, dit kan nie so in die kerk gaan nie, ons gaan nou die ding legalize. Nou, jy weet, ons het nou, die week daar het iemand genoem, toe ons by skool was en so aan, gaan jy in die vervolg ouens kan vra om die skriflesing te doen? Julle hoor wat ek wil sê. As jy nou vir 'n ou sê, jy voel die Here sê so en so en die profetiese woord kom nie uit nie en hy daar opgebou, kan hy jou hof toe vat. Dis belaglik. Maar dis waarheen die goed gaan. Hoekom? Omdat daar ouens is wat hulle medediensknegte geslaan het. En dit gaan vandag verskriklik in die kerk. Dis 'n eindtyd
eienskap van die kerk. Die vlees sal voorop wees, daar sal ouens wees wat hulle self verhef en wat hulle self wil verryk. Dit gaan verseker daar wees. En op die oomblik word die strop al nouer getrek. So, jy gaan moet ergens affilieer of behoort of saam of geïdentifiseer kan word of wat ook al met hierdie doel. En ek dink nie dit gaan mooi gevolge hê nie, maar in elk geval, hulle wil nou maar daai kant toe gaan. Nou kom ons kyk gou na die Grieks van hierdie woord. Vers 2 sê, gee gou weer vir ons vers 2. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to youward. Nou hierdie woord dispensation, gee vir my daardie volgende asseblief, is die woord oikonomia. Nou, julle het dit seker al baie gehoor, ek wil dit net gou sê terwille van, dat julle net weer saam op dieselfde bladsy is. Daar's 'n woord oikos, sê gou oikos. Oikos, dis nou nie die goed wat die boer vir die varke gee nie. Okay. Oikos beteken huis of household. House of household. Griekse woord is oikos. Nou is daar 'n klomp woorde wat van dit afgelei word en een van hulle is hierdie woord oikonomia wat beteken dispensation nie in 'n tydverband nie. Dispensation in die sin van stewardship, 'n bediening amper, as jy so wil sê, stewardship, rentmeesterskap. So Paulus sê God het my die rentmeesterskap. Wat in die Afrikaans sê hy bediening, né? Wat was die woord? Vers 2, 3 vers 2, van die bediening, van die genade van God wat aan my verleen is. Met ander woorde, imagine nou, hy het gesê, as julle gehoor het van die rentmeesterskap wat God aan my toevertrou het. Dis 'n amazing term, met ander woorde, nou die woord vir bedienaar is die woord oikonomos. Okay, nou elke oikonomos van Matteus 24, elke bedienaar van Matteus 24, daai dienskneg, elkeen aan hom is hierdie grace dispensation, hierdie rentmeesterskap toevertrou van genade. Okay, en een van die goed van die eindtyd is, God gaan hierdie goed in die gerig bring. God gaan oordeel bring oor hierdie goed. God gaan kyk, wat maak jy met die verantwoordelikheid en die grace en die mense wat aan jou toevertrou is? Is jy besig om hulle te slaan? Is jy besig om hulle te vlees, wat is die woord man? Jy ding is hulle vir geld. Wat is die? Roof. Ja, okay. Kom ons vat die woord. Is jy besig om hulle te beroof, bedrieg, al hierdie goed? Is jy besig met dit of is jy besig volgens wat jy ontvang het? Are you giving them the proper rations at the proper time? Okay. Dispens jy, dis die woord dispensation, eintlik, dispens jy, is jy so 'n rentmeester, dat jy die regte grace na elkeen toe dispens, hoeveel en wanneer en waar hy dit nodig het. Jy weet, dis net weer vir my, dit maak my net God so bewonder, dat hy sy kerk so gebou het. Sy kerk is so onfeilbaar gebou, dat as jy kan leer hoe om grace te tap, dan kan jy self groei en gevoed word. Is dit reg? Jy hoef nie elke keer te kom en te sê, pastoor, bid vir my seer toon nie. Jy moet leer om genade te tap. Dis beskikbaar gestel vir ons. Dis hoe hy sy kerk gebou het, dat dit 'n bron van genade. Daarom kan nou die menigvuldige genade van God deur die gemeente tentoongestel word, want dit is beskikbaar in die gemeente. Maar nogtans sal jy in 'n eindtyd opset, sal jy kry ouens wat die mense slaan en hulle misbruik, en ek wil tog net daai woord gou kry. Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Op hierdie manier besig sal vind. When God comes to judge the church, op hierdie manier besig sal vind. Besig met wat? To dispense grace. Dis wat in die kerk moet aangaan. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie slegte diensig in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom, en hy sy medediensnegte begin slaan,
en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diens kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die gefeinstes maak. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Nou kom ons gaan gou terug, oikonomia. Is die woorde dispensation en stewardship. Nou hier verduidelik hy vir hom, geef my die volgende. The management of a household or of household affairs. So, God het die household, die management van sy household in die hande van mense gelos. Is dit reg? Dis waar ja, tot hy weer kom. Specifically, the management, oversight, administration of others' property. Nou kom Jesus op plekke en hy sê, as jy nie eers 'n ander se goed kan oppas nie, wie gaan jou eie gee? Dis hoekom ons kinders moet leer om goed op te pas. Jy trek nie, nee, miskien moet ek nie daai woord gebruik nie. Ek wou dit demonstreer ook, maar kom ons los dit. Hy weet julle. Okay. The administration of others' property. Wat probeer ek sê? Ouens, wat is jy? Jy's die property van die koning. Besef jy dit? Ek is die property van die koning. Daar moet na my gekyk word, daar moet na julle gekyk word. Daar moet na elkeen gekyk word. Die office, en laat ek net gou dit sê, die manier wat daar geestelik na jou gekyk word, is genade wat na jou toe moet vloei. Julle hoor wat ek wil sê, nie 'n geslaanery nie. Okay, so jy gaan nooit petrol eet in hierdie plek nie, drink nie, gras eet nie. Maar julle hoor wat ek wil sê, nou, the office of a manager or overseer, en dan ook die woord stewardship, die office, die bediening, die amp of a manager or overseer, administration of dispensation. En dan nou die woord verder af, dit kom van hierdie woord af, van die woord oikonomos. En dit behels nou die persoon. Hy praat van 'n steward of 'n chamberlain of 'n governor. 'n Governor. Nou verduidelik hy dit, the manager of household or of household affairs, especially a steward of a manager of a superintendent, whether freeborn or as was usually the case, a freedman or a slave, to whom the head of the house or proprietor has entrusted the management of his affairs. Yes, ouers, hierdie is so 'n gewigtige saak. Nou, as jy nie geroep is vir hierdie goed nie, dan moet jy dit nooit aanvat nie. Dis God se heilige goed hierdie. Ons is God se heiliges. Sê gou vir die ou langs jou, jy's 'n heilige. En dan sê jy vir hom, al lyk dit nie altyd so nie. To whom God has entrusted the management of his affairs, the care of receipts and expenditures, and the duty of, check this out, dealing out the proper portion to every servant. Wow, the proper portion to every servant, and even to the children not yet of age. The manager of a farm or landed estate and overseer, the superintendent of the city's finances, the treasurer of a city, or of treasurers or quaestors of kings. Dis nou woorde wat gebruik word, ander plekke waar dit ook gebruik word. Metafories praat dit van the apostles and other Christian teachers and bishops and overseers. So, wat wil ek sê? Die eindtyd, een van die eindtyd aspekte waar jy gaan sien wat gaan aan, is in die kerk van Jesus Christus. Daar gaan 'n kerk wees wat hulle mense slaan, wat genade gebruik word as a means to get. Julle hoor wat ek wil sê. Nie om die mense te bless nie, om die mense te laat groei nie, maar dit gaan wees as 'n manier om selfverryking te kry. En kyk net hoe rampant is hierdie goed vandag. Ek dink, jy weet, 'n ou weet nie tot watter graad dit sal gaan nie, maar dis definitief een van die goed wat 'n ou vandag sê, Here, dit lyk asof ons regtig in 'n eindtydfase lewe. Dit lyk regtig so, want hierdie goed, en nou kom die waarheid na vore.
Op die oomblik bou ons in die waarheid, ons leer van die waarheid kom nou na vore, hoe God sy gebou wil hê. Hy sê, as dit ware vir ons, ek wil nie hierdie gemors hê nie, maar ek wil my huis ordelik bou. Hierdie woning van God in die gees, hoe sê hulle altyd, Jesus is coming back for a triumphant church. Nou, dit sal 'n kerk wees wat skitter, dit sal 'n kerk wees van volharders, dit sal 'n kerk wees van mense wat bo misleiding staan, dit sal 'n kerk wees van weet in wie hulle geanker is, dit sal 'n kerk wees van mense wat nie hulle self laat mislei nie. En vir daai kerk sal hy terugkom, en hulle sal die goeie nuus kan uitdra, en sê, luister, ons het reg gebou, ons het op die regte fondasie gebou, ons het reg gebou, en nou kan ons die menigvuldige genade van God uitdra. Nou het ons 'n evangelie wat goeie nuus is. Amen. Dis nie die evangelie van hoe ons hom wil hê en hoe ons wil bou nie. Dis die evangelie van ons het volgens die plan gebou. Ons het reg gebou, dis die goeie nuus, want Jesus is koning in hierdie plek. Daarom moet ons, is interessant dat Paulus sê, hy sê, as julle hierdie goed verstaan, sal julle verstaan wat my insig in Christus is. Want hy sê op 'n ander plek, hy sê, daar's net een fundament, 1 Korintiërs 3, wat ons kan bou, en dis Christus. Ons kan nie 'n ander ding bou nie, ons kan net Christus bou. Dis die fondasie. So kom ons bou reg. Mag die Here ons gee, dat ons, jy weet, hierdie 2 hoofstukke of 3 hoofstukke, julle kan dit gaan lees, dis asof in die middel van hierdie klomp goed, is hier 'n verhaaltjie van die kerk. Is hierdie verhaal, hierdie stukkie, wat die Here Jesus sê, maar kom ek wys julle hoe gaan my kerk lyk. Kom ek wys julle wat in my kerk gaan gebeur, want my kerk gaan ook 'n aanduider wees. En ek sal julle wys hoe hierdie gebeur. So, mag God gee dat ons sal reg bou, mag God gee dat ons in hierdie tyd sy menigvuldige genade sal kan wys. Hoe wys jy dit? Jy wys die genade deur as jy dit self ontvang. Is dit reg so? Jy kan nie genade wys as jy dit nie het nie. Jy weet, soos wat weer eens die koningin van Skeba gekom het en sy het wysheid gesien. Hoekom? Salomo het wysheid gehad, maar die wysheid het gestalte gevind in hoe hy gebou het. So die genade van God gaan gestalte vind in hoe ons lewe. Dan kan ons wys en sê, luister, I am receiving the proper ration at the proper time. I am connected to grace. Dis hoe ons bou. Ons bou nie op 'n ander manier nie. Ons bou nie op 'n manier wat vir ons nice is nie. Ons bou nie op entertainment nie. Ons bou nie op al hierdie ander goed nie. Ons bou op korrekte dispensation of grace. Dis waaruit God se kerk in die eindtye. Ek dink dis min of meer om dit so te sê. God sal kom en hy sal kyk of daar grace in die huis is. Amen. Of daar grace in die huis is waarmee die ouens waarop hulle kan lewe en kan groei en kan bou. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord vanmôre. Ek wil bid, Here, dat U ons in hierdie tye en waar ons sekerlik sien dinge gaan na 'n kant toe. Here, dat ons sal kan sê en kan sterk staan en kan sê, Vader, ons wil in hierdie tyd reg bou. Gee dat ons elkeen sal leer hoe om die genade van God in ons lewens te trek deur die huis waarin ons is. Deur hierdie huis waarin U ons geplaas het. Here, dat daar genade na ons toe sal vloei om ons te voed en ons sterk te maak en op te bou in Jesus naam. Here, leer ons hierdie sleutels. Leer ons hierdie dinge dat ons daarin sal wandel en daarin sal groei, want dis die huis wat gaan sterk staan in die laaste tye. Dis die huis wat bo verdenking gaan staan. Dis die huis wat bo misleiding gaan staan. Dis die huis wat gaan staan en sal sê, ek weet, my God is koning. Hy is die koning van sy koninkryk. Hy is die koning van my hart. Jy hoef my nie te probeer maak twyfel nie. Ek weet wie hy is en daarom weet ek wie ek is. Dankie Here, ons is seuns van die Allerhoogste God. Ons het ons identiteit in die Vader gevind en ons weet wie ons is. Dankie dat ons U so kan volg in Jesus naam. Amen.